Geliefdes van die Here, wat 'n voorreg om vanoggend julle weer voor te gaan in die verkondiging van ons God se heilige woord. Ons gaan nou die Here aanbid deur te luister deur die instaatstelling van sy gees na sy gepredikte woord. Maak oop julle Bybels asseblief by Efesiërs hoofstuk 5 en dan gaan ons vanoggend aan met ons studie deur die boek van Efesiërs. Laas week het ons behandel die onderwerp van Efesiërs 5 vanaf vers 22, die huwelik en dan spesifiek die Godgegewe rol van die getroude vrou in die huwelik, en dit was laas week kort geknip weens my gesondheid, julle sal onthou. En ek wil nie die getroude vroue laat hang nie, so ek het gedink dat ek sal vandag voltooi wat ek nie laas week kon sê nie, want daar is eintlik so baie nog om te sê vanuit die woord van die Here. En gegeewe die aanslag van die vyand in die wêreld daar buite op die huwelik, was dit ook vir my goed en sinvol dat ons vir 'n tydjie stil gestaan het by die huwelik. En dan as die Here wil, sal ek vandag klaarmaak met die Godgegewe rol van die vrou en volgende hanteer uit hierdie gedeelte die Godgegewe rol van die man in die huwelik. So ja, soos ek gesê het, ons gaan aan met hierdie onderwerp, God se wil aan die getroude vrou, sodat daar onder ons, en dan baie spesifiek, onder die getroude vroue in ons midde, geen onkunde, onsekerheid of verwarring moet wees oor wat die wil van die Here vir julle is nie. Paulus skryf hier in Efesiërs 5 vers 15 en vers 17, net voor ons teks, dat ons nie moet leef as onverstandiges nie, maar dat ons moet weet en verstaan wat die wil van die Here is. En daarom kyk ons dan nou weer vandag na hierdie onderwerp, sodat vroue julle mag weet wat die wil van die Here vir julle is, vir hoe om te leef in verhouding met jou Godgegewe man, tot sy eer en jou voordeel. Kom ek lees vir ons Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot 33 weer, en dan sal ek bid vir die Here se hulp. Efesiërs 5 vanaf vers 22 sê, vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here. Omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enige iets dergeliks, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue, soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel, hy voed en koester dit, soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot, en ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk, maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê soos hy homself lief het, en laat die vrou haar man eerbiedig. Tot sover die woord van die Here. Gemeente, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, is vir ons so groot voorreg om U te nader vanmôre weer eens en aandag te gee aan U woord aan ons. En Here, ons weet, dis nie net relevant vir getroude vroue vanmôre, getroude mans vanmôre nie, vir diegene wat in die eg staan nie, dit is relevant vir elkeen van ons, want dit is U geïnspireerde woord, U selfopenbaring van U waarheid en wil aan ons, en dis U begeerte dat elkeen van ons moet kennis dra omtrent U woord. Here, sodat ons ook diegene op wie dit primêr van toepassing is, kan ondersteun deur ons gebede, ons bemoediging, ons bystand en ons aanspreeklikheid. Kom weer en
Here, vertoef in ons midde, soos wat U die vorige 2 weke was. En Here, asseblief, doen U werk in ons harte. Veral vir die getroude vroue in ons midde, dat vandag vir hulle werklik ook 'n bemoediging sal wees. En 'n hulp sal wees op praktiese vlak, om te verstaan wat U wil vir hulle is. En vir hoe hulle moet leef in die huishouding, onder die hoofskap van hulle Godgegewe mans. Ek wil ook bid dat hierdie woord relevant sal wees vir die manne, Here, om te weet hoe om ons vrouens goed te lei, as liefdevolle hoofde in ons huise. En Here, dat die prediking van die woord nie leeg sal terugkeer na U nie, maar dat dit vrug sal oplewer in ons midde, individueel en korporatief, tot U eer. Hierdie dinge bid ons en vra ons, Here, nie omdat ons enigiets verdien nie, maar uit genade en terwille van U eer, kom en groei ons. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Reg, gemeente, ek wil net 'n paar oomblikke gebruik om weer die grond te dek wat ons reeds behandel het en soos ek vir julle genoem het, omdat ons in hierdie gedeelte van Efesiërs te doen het met die huwelik, het ek heel wat ook gesê oor die huwelik in die laaste 2 weke. Ons het gesê dat God wat ons liefhet en ons uitgered het vanuit hierdie wêreld, het sy wil vir ons aan ons bekend gemaak in die woord, ook so met betrekking tot die huwelik. In terme van die huwelikse instelling het ons gesê dat die woord ons leer dat die huwelik is 'n skepingsinstelling. Dis deel van God se skepingsorde en was van die heel begin af daar. God het vir Adam geskep en daarna vir Eva uit Adam uitgeskep vir Adam. En die Here het Eva na Adam toe gebring en hy het hulle verenig in 'n een vlees huweliksverbond. En dit is hoe hulle geleef het voor die aangesig van die Here, met Adam as hoof en Eva aan sy sy, onder sy hoofskap af sy komplementerende helper. In terme van die intensie van die Here oor die huwelik het ons ook gesê, volgens die Bybel het God die huwelik bedoel as 'n bron van seën vir ons wat na God se beeld as sosiale wesens geskep was. En dit is 'n goeie instelling, bedoel vir ons voordeel. Ons moet nooit 'n negatiewe persepsie oor die huwelik hê nie. In terme van die aard van die huwelik het ons gesê dit is 'n permanente verbond tussen een natuurlike man en een natuurlike vrou en ons wil graag altyd 'n hoë siening van die huwelik behou, soos die Here dit volgens sy woord ingestel het. Ons wil dit nie verlaag op grond van die invloed van hierdie wêreld nie, maar ek het laas week aandag gegee aan die kwessie van egskeiding, want in 'n gebroke wêreld moet ons soms saamleef met die nie-ideale en word ons gekonfronteer met die nie-ideale. En ek gaan nie nou weer herhaal wat ek daar gesê het nie, julle is welkom om op ons webtuiste daardie boodskap te gaan luister, maar ons hou by die lering van die woord wat sê in terme van die aard van die huwelik, dis 'n permanente lewenslange verbond. Nie 'n tydelike kontraktuele gerieflikheidsooreenkoms nie. En dan het ons gesê in terme van die aard dat die Here gelykheid gestel het tussen die geslagte, man en vrou, wat op ewe knie voor die Here staan. Maar dat die Here ook in sy wysheid 'n verskil daar gestel het tussen die getroude man en vrou in die huwelik. In terme van rol of funksie. Net soos wat daar 'n verskil in rol of funksie is, tussen die 3 gelyke persone van die goddelike drie-eenheid, het die Here dieselfde gedoen in die huwelik. En hy het gedoen op in term of ten opsigte van of op grond van liewer sy skepping van die man en die vrou wat verskil. Die Here het die man geskep en uniek ontwerp om 'n liefdevolle hoof en leier te wees in sy huis en oor sy vrou. Die Here het die vrou geskep en ontwerp op 'n unieke wyse om as komplementerende helper aan haar man se sy te staan en saam met hom as spanmaat die huishouding te versorg en te lei. En hierdie rolle wat die Here vir man en vrou gegee het, mag ons nie verwar en dit mag nie omgeruil word nie. En ek het laasweek ook so 'n bietjie iets gesê oor wederwysige ondersteuning op grond van 'n vraag wat gevra was. En toe het ons daarna in die teks ingedelf, die teks wat ek vir julle voorgelees het. En in terme van die teks het ons gesê God beveel baie duidelik sonder enige
twyfel, ondubbelsinnig vir die getroude vrou wat in die eg staan om onderdanig te wees aan haar man. 2 maal sê die Here dit in vers 22 en vers 24 van Efesiërs 5. Hy herhaal om te beklemtoon, om te bewys hoe belangrik dit vir die Here is dat die vrou onderdanig sal wees in die huwelik aan haar man. Ek het vir julle gesê dat hierdie onderdanigheid is nie gelykstaande aan die gehoorsaamheid van 'n kind teenoor 'n ouer nie, waaroor Paulus skryf in hoofstuk 6 vers 1. Dis nie gelykstaande aan die gehoorsaamheid van 'n slaaf teenoor 'n eienaar nie, waaroor Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 5. Die woord onderdanig is 'n sagter woord wat verwys na die navolging van 'n gelyke, na daai geliefde, gewaardeerde vennootskap van 'n vertroueling. En die leksikale definisie dan van hierdie woord, soos ek vir julle gesê het, beteken om jouself gewillig en vrywillig as 'n helper onder jou man se leiding te plaas. In terme van hierdie onderdanigheid het ons gesien vanuit die teks dat dit is 'n spesifieke onderdanigheid, dis nie aan alle mans nie, dit is aan hele mans wat 3 maal eintlik herhaal word in die teks, in vers 22, 24 en ook vers 33. Ons het gesien is 'n omvattende onderdanigheid, want in vers 24 sê die apostel Paulus, dit is 'n onderdanigheid in alle opsigte, soos wat die kerk onderdanig is aan Christus in alle opsigte, so ook die vroue aan hulle mans. Met ander woorde, die vrou kan nie selektief wees en sê ek gaan onderdanig wees in area A, B en C, maar definitief nie in area D nie. Dis omvattend. Dis ook onvoorwaardelik, het ons gesê, ongeag of jou man dit verdien of nie, of hy sy rol opneem of nie. Ek meen, Petrus gaan so ver as om te sê, soortgelyk, net soos Christus in sy lyding homself onderwerp het aan die Vader, so ook die vrou onderwerp jou aan jou man, selfs al is hy ongehoorsaam aan die woord, sodat hy deur jou sagte en respekvolle houding deur die Here gewin kan word. En ons het gesê, ek het geïmpliseer, ek het dit nie in soveel woorde uitgedruk nie, maar hierdie onderdanigheid is ook konstant, geliefdes. Die werkwoord hier in die teks is in die aktiewe tyd. Met ander woorde, dit is nie net wanneer ek lus voel om dit te doen nie, dit is 'n konstante onderdanigheid wat die Here verlang van die vrou. En dan het ek ook genoem, die enigste behoud is ten opsigte van sonde. Wanneer jou sekondêre hoof met 'n gedelegeerde gesag vanaf die Here jou man van jou verwag om teen jou gewete op te tree of te sondig, wanneer hy van jou verwag om te doen wat die Here jou verbied, of wanneer hy van jou verwag om nie te doen nie wat die Here jou gebied, dan het jy die mandaat om met respek en liefde teenoor hom ongehoorsaam te wees aan sy gedelegeerde gesag, sodat jy kan gehoorsaam wees aan die oppergesag van jou Here Jesus. Ons het laas keer ook gesê, wat beteken dit nie? Onderdanigheid beteken nie die vrou moet haar persoonlikheid onderdruk, dat sy nooit opinies van haar eie kan hê nie, en dat sy nie haar talente mag gebruik nie. Inteendeel, 'n goeie en 'n liefdevolle hoof sal hierdie dinge in jou erken, dat die Here jou 'n unieke persoon gemaak het, dat jy geregtig is as individu om jou Bybelse opinies te huldig, en dat jy jou talente juist vanaf die Here ontvang het om dit te beoefen vir sy eer en die bou van sy kerk, en onder die leiding van 'n liefdevolle hoof sal jy kan floreer in hierdie dinge. Onderdanigheid is die ingesteldheid waarmee jy jou persoonlikheid uitleef, jou opinies huldig, jou talente beoefen. En ons het gesê in die positief, onderdanigheid beteken in die praktyk om jou Godgegewe rol as 'n komplementerende hulp vir jou man op te neem. En daarom het ek die pleidooi gerig aan julle. Vroue, kom aan jou man se sy as sy Godgegewe spanmaat, sy primêre raadgewer, sy bemoediger, sy klankbord, sy hulp. Daar's 'n rede hoekom God vir Eva uit Adam se sy geneem het en haar na die man toe gebring het, sodat sy aan sy sy kan leef onder sy hoofskap as sy helper. Ek het 'n klompie praktiese gedagtes gedeel wat ek nie nou gaan herhaal nie. Julle is welkom om laasweek se boodskap te gaan luister, maar waarop dit neerkom en in die lig van die teks voor ons vanoggend, spesifiek Efesiërs 5 vers 22 tot 24,
Getroude vrou, buig onder die God gedelegeerde gesag van jou man oor jou. Volg na sy besluite in terme van julle huwelik en julle huishouding. Nou vandag wil ek net kortliks, en mag die Here my help om dit kortliks te doen, redes en riglyne aan julle voorhou. Hierso is 'n paar gelys hierso, dat julle dit maklik kan onthou. Redes en riglyne, ek gaan kyk na 4 redes waarin ek die vraag hoekom wil beantwoord. Hoekom moet die getroude vrou onderdanig wees aan haar man? En dan die riglyne hoe. Hoe moet die getroude vrou onderdanig wees aan haar man? So kom ons begin by die redes. Hoekom moet die getroude vrou onderdanig wees aan haar man? Wel, 'n eerste Bybelse rede is ter wille van gehoorsaamheid aan God. Soos julle sien in ons teks hierso, dit is 'n duidelike opdrag vanaf ons Here, wat hoof oor sy kerk is, maar ook Here oor elkeen van ons se lewe is. Vroue, wees onderdanig aan julle mans, en weer in vers 24, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. En wanneer jy dit is, geliefde vrou, dan gee jy erkenning aan en jy eerbiedig God se skepingsorde. Want die gesagsorde is deur God daar gestel, soos Paulus sê, en soos ek julle herinner het in 1 Korintiërs 11 vers 3. God die Vader is die hoof oor Christus. Christus is die hoof oor die man. Selfs die man staan onder gesag. En die man is die hoof oor die vrou. Paulus verwys na hierdie skepingsorde in vers 23 wanneer hy sê die man is die hoof van die vrou. Dit is nie iets wat deur 'n mens uitgedink is nie, maar iets wat God daar gestel het. So vroeg as met sy skepping. Daarom is dit so belangrik. Onderdanigheid aan jou hoof met 'n klein letter H is gelykstaande aan onderdanigheid aan jou hoof met 'n hoofletter H. Hoor julle wat ek sê? Onderdanigheid aan jou man is gelykstaande aan onderdanigheid aan jou Here, want dit is jou Here wat aan hom sy rol gegee het en aan hom 'n gesag gedelegeer het om 'n liefdevolle hoof vir jou te wees. 'n Onwilligheid vir onderdanigheid aan jou man is gelykstaande aan ongehoorsaamheid aan jou hemelse hoof, die Here Jesus Christus. So dis 'n eerste rede. 'n Tweede rede is ter wille van jou voordeel. Hier's 'n stelling hier in vers 23 wat vir my as 'n jong Christen so uit plek uitgevoel het partykeer hier aan die einde van vers 23. Paulus sê hierso die vrou moet onderdanig wees omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk, maar dan sê hy hierdie, hy is verlosser van die liggaam. Wat bedoel Paulus daarmee en hoe hou dit verband met die res van wat hy sê in sy argument? Wel, die punt wat hy maak is dat die kerk wat onderdanig is en toegewy is aan die Here Jesus Christus, trek voordeel vanuit haar hoof. Die voordeel van verlossing. En dit is presies dan ook so bedoel vir die getroude vrou, dat sy voordeel sal trek vanuit haar onderdanigheid en toewyding aan haar man. Blaai gou vir my na Numeri hoofstuk 30, asseblief gemeente, Numeri hoofstuk 30, net 'n voorbeeld van uit die wet. Ek wil noem hierso, terwyl jy blaai, getroude vrou, jy moet onthou, jy is geskep en jy is ontwerp deur die Here vir hierdie rol. In 1 Petrus 3 vers 7 lees ons dat Petrus, wat praat met die getroude manne, hy herinner die manne om met respek op te tree teenoor hulle vroue wat die swakker geslag is. Nou ek moet dit verduidelik. Die vrou, soos ek reeds vir julle gesê het, staan nie noodwendig agter die man wat haar waardigheid aanbetref nie, wat haar geestelikheid aanbetref nie, wat haar emosies aanbetref nie, wat haar intelligensie aanbetref nie. Die vrou en man is gelyk geskep deur die Here en staan op ewe knie voor hom. Maar sy is swakker deur ontwerp. Die Here het haar ontwerp om onder haar man se hoofskap te staan en dit nodig te hê.
God het die huwelik daarom vir die getroude vrou bedoel as 'n bron van seën om jou goed te doen, nie om jou te benadeel nie, om jou te bevoordeel, sodat jy kan floreer onder jou man se liefde en sy sorg en sy beskerming en sy begeleiding en sy praktiese hulp en bystand en sy aanmoediging. Ek weet dat in 'n gevalle gebroke wêreld is dit nie altyd wat jy beleef nie. En manne, julle moet ook luister, dat die Here en aandag skenk daaraan, dat die Here jou vrou bedoel het om voordeel te trek oor jou hoofskap, onder jou hoofskap, en dat jy hierdie liefde, sorg, beskerming, begeleiding, bystand, hulp en so aan sal bied aan haar. Want die Here het bedoel dat die vrou sal voordeel trek deur haar onderdanigheid. Hier in Numeri 30, ek lees vir julle vanaf vers 6 tot 9, het ons 'n voorbeeld. Het sê daar, as sy, die vrou, wel aan 'n man afgestaan word, met ander woorde, as sy in die huwelik uitgegee word en trou, en onder die gesag van 'n man staan, terwyl haar geloftes of 'n onbesonde uitspraak wat sy gemaak het, waarmee sy 'n verpligting op haar geneem het, nog op haar is, en haar man daarvan hoor, en teenoor haar stil bly op die dag wat hy daarvan hoor. Met ander woorde, hy sê niks oor daai gelofte, daai onbesonde verpligting wat sy op haarself geneem het nie, dan geld dit. Maar as haar man teenoor haar sy afkeer uitspreek, as hy besef, my vrou het 'n besluit, 'n verbinding gemaak, iets op haar geneem wat dwaas was en tot haar en die huishouding se nadeel sou wees, dan maak hy die gelofte wat op haar rus en die onbesonde uitspraak waarmee sy haarself gebind het ongeldig, deur dit nie te erken nie, en die Here sal haar vergewe. Let op die hulp van die vrou onder die hoofskap en leiding van haar man. Maar hoor nou wat sê vers 9. Wat betref die gelofte van 'n weduwee of 'n vrou wat verstoot is, dit is 'n krastaal, dit beteken maar net 'n ongetroude vrou wat nie onder die hoofskap van 'n man staan nie, alles wat sy op haarself geneem het, bly vir haar geldig. Is net 'n voorbeeld van hoe die vrou voordeel trek vanuit die man se leiding oor haar. So dis 'n tweede rede. Hoekom moet jy onderdanig wees ter wille van jou eie voordeel? Dan derdens, ter wille van jou versiering, liewe vrou. Blaai vir my na 1 Petrus 3 vers 5 en 6 asseblief. 1 Petrus 3 vers 5 en 6. Terwyl jy braai wil ek sê, liewe vrou, jy moet weet, jou onderdanigheid, daardie ingesteldheid, daardie hartshouding, maak jou ontsettend mooi vir jou man en vir jou Here. Meer so as jou uiterlike skoonheid. Die Here het onderdanigheid vir jou bedoel as 'n versiering waarmee jy jouself voor jou man en hom kan versier. 1 Petrus 3 vers 5 lees as volg. So, dit wil sê op hierdie manier het ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self immers destyds versier deur aan hulle eie mans onderdanig te wees. Hier wil ek sommer iets vir die ongetroude, die jonger vroue sê. As jou skoonheid of jou fokus wat jou mooiheid aanbetref net uiterlik gaan wees, mag jy dalk ongewenste belangstelling uit ongewenste oorde lok. Maar as jou skoonheid werklik God gegewe en innerlik is, sal jy die regte belangstelling lok vanaf die regte oorde. Let op, so het die heilige vroue wat op God gehoop het, destyds hulle self versier deur onderdanig te wees aan hulle mans, en dan gee Petrus vir ons hierdie inspirasie van die Gees 'n voorbeeld van Sara, Abraham se vrou, soos Sara aan Abraham gehoorsaam was, toe sy hom as Heer aangespreek het. Daar's nou vir jou 'n gedagte. My liefie, wat van 'n lekker koffietjie? Ja, my Heer. Ai, dit klink net nie reg nie. Dit klink nie modern nie. Nee, die punt hierso is daardie
ingesteldheid van onderdanigheid onder jou man se Godgegewe hoofskap. En dit is wat jou werklik mooi maak. Let op, in vers 5, so het die heilige vroue hulle self versier. Wil jy werklik heilig wees in jou rol as getroude vrou, wees onderdanig aan jou man. Dan 'n vierde rede, hoekom moet die getroude vrou onderdanig wees aan haar man? Nie net ter wille van gehoorsaamheid aan God nie, nie net ter wille van haar voordeel nie, nie net ter wille van haar versiering nie, maar ook ter wille van instruksie. Baie belangrik. As jy terugblaai na Efesiërs 5 toe, sal jy sien hier in vers 31, quoteer Paulus Genesis 2 vers 24. En hy herhaal die Here se eie woorde, om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat, om aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees, en dan sê hy, hierdie geheimenis is groot, ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Met ander woorde, Paulus aan die huwelik is eintlik maar net 'n uitbeelding van daai kosbare verhouding tussen Christus Jesus, ons hemelse bruidegom, en ons, sy kerklike bruid. Dit is 'n primêre doel van die huwelik. Want na die wederkoms in die nuwe hemel en nuwe aarde, geliefdes, gaan daar nie meer huwelik wees tussen man en vrou soos ons dit vandag ken nie. Selfs nou is daar nie onder die engele huwelik soos ons dit ken nie. Daar gaan net oorbly hierdie kosbare verhouding waarin ons die kerk voor Christus gaan staan in verwantskap, in verbond met hom. En is daarom so belangrik, aangesien die huwelike uitbeelding is van daai kosbare verhouding van Christus en die kerk, dat vrou jou onderdanigheid die patroon van die kerk se toewyding aan ons Here Jesus moet aanneem, ter wille van instruksie. Sodat soos wat gelowiges die kerk na julle huwelik kyk en jou respekvolle, liefdevolle toegewydheid aan jou man sien, dat hulle herinner word aan die toewyding wat hulle verskuldig is aan ons hemelse bruidegom, en sodat ook wanneer die wêreld toe kyk, dit vir hulle ook 'n illustrasie of instruksie sal wees. Liewe, dat hulle aangespreek sal word omdat hulle nie onderdanig en toegewyd is aan Christus Jesus nie, en dat dit vir hulle oproep tot bekering mag wees. Daar is ander redes ook, wat ek insinueer het in die laaste 2 weke, wat ek nie nou op gaan uitbrei nie. Byvoorbeeld dat die huwelik is ook 'n bron van hulp tot heiligmaking, en vir daai rede ook vroue, dat julle onderdanig sal wees. Ook die huwelik leer ons diensbaarheid aan, soos geen ander verhouding doen nie, en dat julle vir daai rede ook onderdanig sal wees. Maar nietemin, hier is 4 redes, ter wille van gehoorsaamheid aan die Here, ter wille van jou voordeel, ter wille van jou versiering, ter wille van instruksie, wees onderdanig aan jou Godgegewe man. Dan kortliks hoe, 4 riglyne wat ek wil aanraak. Hoe moet die getroude vrou onderdanig wees aan haar man? Eerstens met liefde. Met liefde. Kyk gou na Efesiërs 5 vers 1 en 2. Hier in die konteks van ons teks, Paulus het nou net vir die hele gemeente gesê vroeër in hierdie brief, volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde. Ek meen, God het die voorbeeld gestel deur ons belange bo sy eie te stel en Jesus Christus te seën of te stuur om vir ons 'n seën te wees en te onderneem in terme van ons sonde nood. Wat 'n besonderse liefde het God nie aan ons bewys in die kruis van Jesus nie. Ek kan julle vroeër terugvat in Efesiërs. Kyk na Efesiërs 2 vers 5, 4 en 5. Waar dit pertinent gesê was, Efesiërs 2 vers 4 en 5, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Wat 'n besonderse liefde het God nie bewys nie. Dan sê Paulus hier, volg daar die voorbeeld van God se liefde as geliefde kinders, boots hom na en leef in liefde. Liefde behoort die onderbou, die ondertoon van alles te wees wat ons dink, sê en doen as 'n kerk en as individue.
En dit geld ook vir die getroude vrou se onderdanigheid aan haar man. Dat dit sal geskied in liefde. In Titus 2 vers 4 en 5, jy hoef nie so toe te blaai nie, maar skryf Paulus spesifiek dit, en hy sê dat die ouer vroue in die gemeente moet die jonger vroue leer, onder andere om hulle mans en kinders lief te hê. 'n duidelike aanmoediging vanaf die Here. Nou ek wil julle herinner, liefde is by wyse van toepassing, liefde is nie 'n gevoel nie. Ons word baie keer so beïnvloed deur die denke van die wêreld. Die liefde is 'n wilsbesluit van selflose opoffering. Dit is wat die liefde is. Volgens Bybelse definisie is liefde nie wat die wêreld dit maak. Daardie verskoon tog, daardie emosie van infatuasie, daardie aangetrokkenheid, daardie beheptheid met 'n persoon nie. Die wêreld praat in terme van I've fallen in love. Julle het dit al gehoor. En I've fallen out of love. Dis nie 'n Bybelse idee nie. Liefde soos die Bybel dit definieer, is 'n wilsbesluit van selflose opoffering om op te tree in daad en waarheid vir 'n ander se beswil en belange. Wie van julle het al gehoor van die sanger Don Francisco, en ek hoop net gee my ouderdom nou weg daarmee. Maar hy het 'n lied gehad waar hy gesing het, Love is not a feeling but an act of your will. En dit is so waar. Daarom vrouens, moenie net onderdanig wees in liefde wanneer jy so lus voel daarvoor nie, of wanneer jy voel dat jou man dit verdien nie. Moenie gaan op jou gevoelens wat hierdie sondeval besmet is nie. Maak elke dag opnuut met die hulp van die Heilige Gees daai wilsbesluit om jou man lief te hê. Nie eerstens ter wille van hom nie, maar omdat die Here, jou God, dit van jou vra, jou daartoe in staat stel, en jy sy glimlag sal verdien. Ek meen, Jesus is so 'n goeie voorbeeld hierson, hè? Jesus wat volgens Johannes 13 sy disippels se voete gewas het. Daar is liefde nou vir jou. Dink jy hy het lus gevoel daarvoor? Hy wat alwetend was, het geweet, almal van hierdie gaan my verloon. Nie net Petrus nie, almal sou weghardloop die aand toe hy gevang, daai selfde aand nog, wat hulle hom in hegtenis geneem het. In sy menslikheid het hy sekerlik nie lus gevoel nie, maar hy het steeds sy boekleed uitgetrek, die plek van 'n diensknegt ingeneem en sy disippels se voete gewas. En hy het gesê, doen julle soortgelyk en gelukkig is dit as julle dit doen. Liefde is nie 'n gevoel nie, dis 'n wilsbesluit waarmee die Here jou vra om elke dag onderdanig te wees aan jou man. En dan wil ek ook sê oor die liefde, dit is aktief en nie passief nie. Soos die Spreuke 31 vrou, die knap vrou se liefde, ek wil julle uitdaag, gaan lees daardie gedeelte. Spreuke 31 vers 10 tot 31 weer vanmiddag. En kyk bietjie op na al die praktiese maniere hoe sy liefde betoon aan haar Godgegewe hoof, haar man. En ook aan haar kinders en haar hele huis. Jesus weer eens is so 'n goeie voorbeeld hier. Sy liefde was nie passief nie. Dit was nie net 'n verbale verklaring, ek het jou lief nie. Sy liefde was prakties. Hy het sy Godgegewe posisie tersyde gestel vir 'n tyd om homself te verneder, 'n diensknegt te word, soos die gelykheid van mens af aan te neem, en hy het diensbaar geword tot die dood vir ons, om ons verlossing te verwerf. Hy het sy liefde bewys, en daarom sê in Johannes 3 vers 18 ook, laat ons liefde soos syne wees, nie net met leë lippetaal, my liefie, ek het jou lief nie, maar dat dit bewys word deur daad en in waarheid. So hoe in liefde? Dan tweedens, nog 'n riglyn vir die getroude vrou haar man behoort onderdanig te wees is met respek. Kyk na Efesiërs 5 vers 33 se einde. Daar sê die apostel dit pertinent, laat die vrou haar man eerbiedig. Dit beteken dat jy jou man se Godgegewe rol en gedelegeerde gesag sal erken, dat jy sy hoofskap sal aanvaar
in die praktyk dat jy nie disrespekvol sal wees deur strydlustig te wees teenoor hom al ewig nie, deur teepraterig te wees teenoor hom al ewig nie, deur weer 'n weerstandige houding te hê die heeltyd nie. Jy weet, daai hande vou en stil swyg. Daai kenlig, né? Die aangluur in woede. Julle weet waarvan hy praat, die frons op die voorkop. 'n Mens kan disrespek wys, ook deur jou liggaamshouding, nie deur verkleinerend teenoor hom te wees, of neerhalend met hom te praat, of na hom te verwys nie, om nie in die rede te val konstant nie om dood te praat, elke keer wanneer hy sy opinie wil stel nie, om nie te manipuleer, deur krokodiltrane, of deur aanvalle, of deur dreigemente, of deur stil swye nie. Dis alles wyses van disrespek. Die wêreld sê van ons, respek moet verdien word. En in 'n wêreldse sin is dit seker waar, maar weer eens, dis nie 'n Bybelse gedagte nie. Die Here verwag van die getroude vrou om haar man te respekteer, te eerbiedig op grond van sy godgegewe rol, sy posisie, sy gedelegeerde gesag, of hy nou waardig is daarvan of nie. En natuurlik, om eerbiedig te wees beteken nie, jy mag nooit van hom verskil nie. Natuurlik mag jy, die Here het jou as 'n helper gegee aan jou man, dat as hy dwaase besluite neem, dat jy hom sal waarsku, maar dat jy dit ook met respek sal doen, in 'n veilige konteks, wat hy sal weet, jy benader hom in liefde en nie aanvallend nie, om dan vir hom te sê, jy sien hierdie stuur af op dit gaan negatiewe gevolge hê, het jy al hierdie opsie oorweeg of hierdie opsie oorweeg, kom ek help jou dat ons 'n sinvolle besluit kan maak. Die Bybel sê van 'n vrou wat haar man eerbiedig, in Spreuke 12 vers 4, sy is vir hom soos 'n sierlike kroon op sy kop, en elke getroude man met 'n respekvolle vrou kan getuig daarvan. So dis 'n tweede riglyn, met liefde, met respek, en dan ook met weerstand. Nie teen jou man nie. Ek wil myself nie weerspreek, ek moet dit definieer. Met weerstand is so belangrik. Weerstand teen Satan en sy demoniese magte. Onthou, ons het 'n vyand wat nie wil hê dat jy jou godgegewe rol moet opneem nie. En vir hierdie verduideliking wil ek julle terugneem eintlik na die begin toe, Genesis 3 vers 16. Na die sondeval het die Here uitgespreek oor die vrou as deel van die vloek, dat jou begeerte sal na jou man wees, per implikasie om oor hom te heers, maar sê die Here, hy sal oor jou heers. Met ander woorde, die vrou het in haar ingebore, is deel van haar sondige natuur en neiging, daai begeerte om haar man te ontroon, soos ons almal maar die begeerte het om God van die troon van ons harte te ontroon en onsself daar op te stel as die God van ons lewens. Om in haar man se plek te staan. Soos die Engelsman sê, to usurp his headship. Is dit regtig wat Genesis 3 vers 16 beteken? Ek dink daai vers beteken ander dinge ook, maar dit beteken verseker dat die vrou gaan daai neiging hê om haar man te oorheers. Net in die volgende hoofstuk, Genesis 4 vers 7, verskyn daai presiese selfde frase van Genesis 3 vers 16. Wanneer God met Kain praat en vir hom sê, die sonde lê voor die deur en sy begeerte is na jou, om jou te oorheers, maar jy moet oor hom heers. Jy moet nie toelaat dat hy oor jou heers nie, en dis dieselfde gedagte dan van daai frase in Hebreëus in Genesis 3 vers 16. Getroude vrou, weet dit van jouself, dat jy het daai neiging in jou om te rebelleer teen jou hoof met 'n klein lettertjie H, en gevolglik dan ook teen jou hoof met 'n hoofletter H. Deur strydlustigheid, teepratery, weerstandigheid, neerhalendheid, manipulasie. Die woord van die Here sê vir jou dat hy bied hulp vir jou in
terme van hierdie neiging, dat jy nie hoef te swoeg daaronder nie, maar dat jy kan in oorwinning leef daaroor en staan met liefde en respek onder die hoofskap van jou man. In Jakobus 4 vers 7 lees ons dat die Here sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. 1 Korintiërs 10 vers 13, die versoeking wat jou aangegryp het, is net menslik, is algemeen. Die Here sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, en saam met dit gee hy die uitkoms. So as jy voel daarna om rebels te wees en nie onderdanig te wees nie, en is moeilik vir jou, vlug na die Here toe wat die uitkoms gee. Weerstaan die duiwel se versoeking. En met die hulp van die Here, in liefde en respek, buig onder die gedelegeerde gesag van jou man. Bied weerstand, met ander woorde teen die vyand. En dan vierdens, nog 'n riglyn vir hoe om onderdanig te wees is met vertroue. En hierdie is seker die belangrikste. Slaan nou af, die wat afgeskakel het, skakel nou aan. Luister wat ek wil sê. Onderdanigheid, liewe vrou, aan jou man, met liefde, met respek, met weerstand teen die vyand, is moontlik slegs deur geesvervulling. Dis hoekom 'n ongeredde vrou kan dit nie van harte wees aan haar man soos die Here verwag nie. Kyk in Efesiërs 5 vers 18. Hierdie hele gedeelte oor die vrou se onderdanigheid spruit vanuit wat Paulus sê in Efesiërs 5 vers 18 waar hy sê, moenie jouself plaas onder die invloed van drank nie. Dit lei tot losbandigheid. Plaas jouself onder die beheer en invloed van die Heilige Gees, want dit lei tot aanbidding en dankbaarheid en onderdanigheid, vers 21. Dis die Gees se instaatstelling wat 'n vrou dit kan doen. In terme van die indikatiewe wil ek vir julle sê, vroue, onthou die kruis. Dit is deur die evangelie van Jesus Christus dat ons leer, Jesus het jou vrygemaak van die dominerende mag van Satan. Hy kan jou nie meer forceer om rebels te wees teen jou man en teen jou Here nie. Die mag van sonde oor jou is gebreek. Jy is in staat om die Here te gehoorsaam in hierdie opdrag van onderdanigheid. En dink ook in terme van die imperatiewe. Steun op die hulp van die Heilige Gees, elke oomblik van elke dag om dit te kan doen. En onthou, jou onderdanigheid is 'n uitvloeisel van die Gees se werking in jou. Terme van die 4 riglyne, hoe moet die getroude vrou onderdanig wees? Met liefde, met respek, met weerstand en veral met vertroue op die Here se hulp. Soveel meer kan gesê word, maar kom ek sluit af net deur te sê, 'n getroude vrou wat onderdanig is aan haar man as 'n komplementerende hulp, is vir haar man haar waarde is ver bo korale, so Spreuke 31 vers 10 sê. Sy is waardig van haar man se lof. Haar man en haar kinders prys haar. So Spreuke 31 vers 28 tot 31 sê, sy is 'n gawe van guns aan haar man, so Spreuke 18 vers 22 en 19 vers 14 sê, en ek wil vir julle getroude vroue in ons midde persoonlik sê, julle is vir ons kosbaar. Ons is, die Here is so dankbaar wat julle aan ons gegee het, en wat ons so bystaan as komplementerende helpers, en dien nie net in die huwelik nie, maar ook in die huishouding en in die kerk. Ons eer die Here vir julle, en ons begeerte om julle by te staan in julle Godgegewe rol, deur ons gebede, deur ons bemoediging, dit ter wille van die eer van die Here. En al die mans het gesê, kom ons sluit ons oop. Vader, dankie vir die woord van môre. Soveel meer kan nog gesê word, maar Here, as ons berus hierby, wil ek bid dat U dit wat gepreek was vanuit U woord sal gebruik in die harte van U kudde vanmôre. Here, om hulle te gaan laat herbesin, om hulle aan te moedig om die knie te buig voor U hoofskap en leierskap oor hulle lewe. Here, om die knie te buig voor U woord, deur die instaatstelling van U Gees, en om U na te volg in gehoorsaamheid
ter wille van u eer, en ook hulle voordeel. Wees die naprediker van die woord aan ons, asseblief Here, en nou aan om ons te groei, sodat ons mag wees 'n gemeente wat werklik 'n kandelaar is vir Christus in hierdie wêreld, soos ons gesing het vanmôre. Wees met ons ook nou, Here, soos wat ons die diens afsluit, in die slotlied, die seënbede, die samesyn en dan ook die doopgeleentheid. Gebruik dit tot die eer in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die verhewe naam van ons Here Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.